Geliefdes, goeiemôre. Dis heerlik om vanoggend saam met elkeen van julle hier te wees. Geliefdes, soos ek aan die begin van die diens genoem het, ons het Woensdag die lydenstyd ingegaan met 'n geleentheid om hard en duidelik te hoor dat ons ongeag al ons ou pogings in die lewe hulp nodig het. Ons het hulp nodig. Ons het goddelike ingrype en hulp in ons lewens nodig. En die lydenstyd sê vir ons klomp verskillende goed, maar op hierdie eerste Sondag van lydenstyd wil ek graag op die tafel sit dat ons maar feilbare mense is, dat ons maar swak is en dat ons soms hulp nodig het. Ons is nie hulpeloos en sonder meer aan toeval net oorgelaat nie, nooit. Maar die lydenstyd kom sê dat dit vir elkeen van ons 'n oomblik kan wees waar ons dit sien, waar ons dit sê, waar ons hoor. Maar Here, help my. In oomblikke wanneer ons sê, help my, gebeur daar ongelooflike goed. Omdat die tye wanneer ons nodig het om help te sê, brose oomblikke is. Dis in daai tye wat ons nader kom aan die Here, deur die nood waarin ons onsself bevind. Wanneer ons na die Here toe kom met angs en met pyn en met vrese, dan is ons amper nader aan die Here as wanneer ons na hom toe kom met ons vreugde en ons krag en ons sukses. Wanneer jy gewoonlik sê, maar ek het hulp nodig, dan is dit omdat jy jouself op 'n plek gekry het waar jy nie meer self kan doen wat jy veronderstel is om te doen nie. Dis oomblikke van angs en vrees waar jy verby jouself moet strek, verby jou eie kapasiteit moet gaan, want ewe skielik besef jy, hier is ek nou op 'n plek wat ek eenvoudig nie alleen kan aangaan nie. Ek kan dit nie doen nie. Ek het hulp nodig. En om op 'n punt te kom om hulp te vra, neem weg dat ons net eenvoudig staat maak op onsself en ons begin staat maak op die Here. Hulp is dus om soos 'n versoek te rig of 'n petisie te rig. 'n Mooi Afrikaanse woord vir my is 'n pleidooi. Dis 'n punt waar ons swak is en sê, Here, ek moet nou myself verleng en my vermoëns verleng en 'n tree in 'n ander rigting gee om 'n versoek te rig en te sê, maar my behoeftes en my begeertes het nou meer as net ek nodig. Ek alleen is nie meer die antwoord nie. Baie keer kom ons, as ons help vra vir die Here met 'n wenslysie wat min of meer dieselfde kan klink. Ons rig hierdie petisie en sê dalk, o Here, ek is nou so laat, gee asseblief vir my parkering reg voor die deur. Here, my vrou is nou so kwaad vir my, asseblief maak haar hart net stil en rustig, dat sy nou net nie verder kwaad is vir my nie. Here, jy krap iets hier aan my, ek weet nie hoe om dit aan te spreek nie, ek wil dit nie nou aanspreek nie. Here, sorteer dit asseblief net vir my uit, as ek môreoggend wakker word, is alles net reg. Jy dalk te veel goed voor ja gesê en jy het nou nie tyd nie, en dan bid jy vir die Here om net vir jou krag te gee om by al hierdie goed uit te kom. Of jy het vergeet om iets te doen vir iemand en nou, in plaas daarvan om net eerlik te wees daaroor, bly jy choep stil en bid dat die Here daai ou sal help om te vergeet. Nou sekerlik verstaan die Here al hierdie klein pleidooie van ons, hierdie petisies, maar ek lees in die week, wanneer dit kom by hulp vra, dan wil die Here tog hê ons vra, ons petisie, ons versoek moet groei. Wanneer versoeke groei, dan kan petisies eerder soos hierdie klink. Here, ek sukkel met my tydsbeplanning, omdat ek te veel goed wil doen, dit maak dat ek die hele tyd laat is, help my met wysheid van hoe ek dit beter kan doen. Here, my vrou is nie lekker met my nie, mag ek die wysheid hê om met liefde en begrip op te tree. Here, gee my die krag om eerlik by die werk op te tree. Ek wil met integriteit leef en my foute erken as dit nodig is. Of iets soos, Here, ek is moeg, ek doen te veel goed, ek probeer te veel mense tevrede stel, ek kan nie, ek maak dit nie. U leer ons van rus, van die Sabbat, Here, wys vir my, wanneer en waar ek dit nodig het. Hierdie maniere van hulp vra klink nogals drasties anders. Ek wil sê dit gaan van 'n baie onvolwasse manier van hulp vra na 'n baie volwasse petisie. As ons gebede soos die eerste stel voorbeelde klink,
dan probeer ons met ons onvolwasse petisies voor die Here hom oortuig van hoe die wêreld in ons manier van dink moet inpas. Hoe die wêreld beter sal wees as dit gaan soos wat ons wil hê dit moet gaan. Maar wanneer ons gebede soos die tweede groep gebede begin klink, hierdie volwasse petisies, dan vra ons om gevorm te word na die wil van die Here. Sodat ons verander kan word en ons kan groei en ons nuwe vorm kan aanneem in hierdie wêreld. En wanneer ons hierdie tipe hulp vra ons daarom nie meer vir God om eenvoudig in ons wêreld in te kom en ons wêreld net makliker en meer eenvoudig te maak nie. Ons vra van hom om vir ons wyser te maak. Om ons te kom help. En om hulp te vra beteken dan direk om te vra na groei. En dit is hier waar die woord help regtig betekenis begin dra. Nou ek weet. Dit is nie maklik om hierdie woorde te hoor nie. Dit val nie so maklik op ons almal se ore nie. Want dit is nie 'n lekker konsep om aan te kou nie. Dit is nie iets waarmee almal van ons ewe gemaklik is nie. Om broos genoeg te wees om te sê, help my. En dan nog om dit hard genoeg te sê, sodat ander mense jou kan hoor. Om te sê, ek maak dit nie, ek cope nie. Dis nie iets waarmee meeste van ons gemaklik is nie. Ons is so gewoond daaraan om sterk te wees. Sterker as wat ons is te wil voorkom. Ons sukkel om te vra vir hulp. Ons wil onafhanklik wees. Ons wil alles doen voor ons hulp vra. Waarom mis ons nie alles uit as ons die lewe so sien en ervaar nie? Hoeveel meer kan die lewe nie wees, ons verhouding met God wees, wanneer ons besef, ons kan nader aan die Here wees, wanneer ons vra vir hulp, in oomblikke wat ons nie weet hoe vorentoe nie. Nee, ons sal eerder alleen probeer voorgaan, ek sal eerder swaar kry en seer wees en half mank deur die lewe gaan, as om te rebelleer, en te sê nee, ek gaan die alternatief leef. Maar die nuus vanoggend is, selfs in hierdie gedagtes kan elkeen van ons groei. Ek praat al 'n hele paar weke, min of meer, oor die feit van, is dit moontlik om vir mense te verander? Is dit moontlik vir iemand om nog nooit vir hulp te gevra het nie, te besluit, maar nou gaan ek verander? Of groei? Dink net hoe baie van ons angs en vrese sal verdamp, wanneer ons besef die lewe gaan dalk beter wees, makliker wees, meer eenvoudig wees as ons dit nie alles op ons eie probeer doen nie. Dat ons nie net eenvoudig goed in ons lewe probeer wegwens nie, maar dat ons in die middel van dit sal probeer staan en groei, dat ons seer kry en swaar kry sien, en nie net alles sal probeer doen om dit te vermy nie, te onderdruk nie, maar dit te sien vir wat dit is. En in daai situasies jouself oop te maak vir groei. Paulus praat in Romeine van hierdie tipe geleentheid. Hy skryf in Romeine 5, as jy dit saam wil lees vanoggend, ons gaan lees vanaf vers 3 af. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. Ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop is skaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die Bybel vir almal waarvoor ek so lief is, lees dit so. God het ons vrygespreek omdat ons in Christus glo, nou is al vrede tussen ons en God. Want ons Here Jesus Christus het vrede gemaak tussen ons en God. En Christus help vir ons wat glo, sodat ons elke dag kan weet dat God baie goed is vir ons. En ons is trots, want ons hoop en weet dat ons eendag by God ons koning sal wees. Ons is ook trots wanneer ons swaar kry,
Want ons weet dat wanneer ons swaar kry, dan leer ons om geduldig te wees. En wanneer ons geduldig is, dan wys dit ons dat ons is soos God ons wil hê. En wanneer ons is soos God ons wil hê, dan hoop en weet ons dat God ons sal red. Ons weet ons sal kry wat ons hoop, want God het die Heilige Gees vir ons gegee. En die Heilige Gees maak ons harte vol met God se liefde. Paulus sien swaar kry anders. Dit het 'n ander betekenis. Dit is nie iets wat net gebeur nie, dis iets wat die Here vir ons kan kom leer. Swaar kry is nie 'n straf nie. Swaar kry is nie oomblikke waar die Here wil sê, nou gaan ek vir jou 'n les leer nie. Nee, Paulus sê, ek vier die swaar kry, want swaar kry het 'n string nagevolge. Ek vier die swaar kry, want swaar kry kweek volharding. En dit produseer hoop. En dit maak dat ons ontvanklik is vir God se liefde. Vir Paulus is swaar kry 'n voorreg. Want in sulke oomblikke gebeur innerlike transformasie en groei. Vir Jakobus was dit net so 'n werklikheid. Ekskuus, Jakobus 1, my broers en susters, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eindtyd volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid, en God sal dit aan hom gee, want God gee aan almal, sonder voorbehoud en sonder verwyte. Swaar kry leer ons eenvoudig eienskappe wat ons nie sou gehad het, as ons nie gegroei het deur die swaar kry nie. In oomblikke waar ons hulp nodig het, waar ons swaar kry, kry ons hierdie oomblik vir groei. Natuurlik wens ons daar was eerder 'n ander stelsel, natuurlik. Dat ons op 'n ander manier kon groei, dat ons op 'n beter manier geduld kon leer, dat ons op 'n ander plek kon leer hoe om te wag. Natuurlik wens ons dat ons hierdie vaardighede, waar ons eenvoudig dissipline kan leer, nie noodwendig net deur swaar kry hoef te geleer het nie. Maar ons weet dit is nie altyd hoe dit werk nie. Deursettingsvermoë leer ons net deur ure en ure se inspanning. Volhoubaarheid leer ons eenvoudig wanneer ons oor struikelblokke klim, een vir een. Krag ervaar ons wanneer ons teenstand kry. En ware liefde leer ons die beste manier om mense lief te hê is wanneer dit nie so maklik is nie. Daar is eenvoudig min ander maniere om hierdie eienskappe te leer as om eenvoudig op pad te stap. Ons leef in 'n wêreld waar uitdagings, swaar, lelik, die moeilike deel van ons realiteit is. En geliefdes, wanneer ons hulp uitroep, dan neem ons aktief deel aan die uitdaging. Die uitdaging om te groei en aan te hou probeer. Kom ek stop gou. Wat? Want al maak dit alles sin, kan jy dalk nog steeds wonder oor hierdie woord. Of help nie nou nog steeds swakheid beteken nie. Ek dink wanneer ons dit reg kry om in ons swaar kry help te sê, of as jy dit juis nie reg kry om help te sê nie, dit baie belangrik is om te besef, dit is nie 'n swakheid nie. Dit is nie 'n manier van opgee nie. Wanneer ons hulp roep, omdat ons besef ons gaan dit nie maak nie, beteken dit eenvoudig, ek gaan nie opgee nie. En daarom vra ek hulp. Dis nie swakheid nie. Om vir hulp te vra beteken, ek sê ja vir die uitdaging. Dis juist die teenoorgestelde van opgee en swak wees. Wanneer die lewe moeilik raak en ek cope nie, is help natuurlik nie die enigste woord wat my gaan help nie. Daar's 'n verskeidenheid van maniere hoe ek eerder kan regkry. Maar ek kies om help te sê, ek kies om te leer, ek kies om te groei, ek kies om aan die ander kant van my probleme te wil uitkom. Ek kies om eerder mooi met 'n kollega te praat, as om agteraf te skinder. Ek kies om eerder my arrogante buurman
nie net in sy glorie in te stuur nie, maar om rustig te praat oor wat aangaan. As ek besluit om die uitdagings van die lewe te vat, dan weet ek kon die pad van vryheid gekies het, maar ek kies om by die belofte wat ek gemaak het te bly. Om te kies om te groei in hierdie lewe is om in momente as daar mense in die pad staan van ons ambisie en drome, hulle eerder gelyk te maak met die grond, nee, om hulle te respekteer en dan 'n ander pad te kies. Geliefdes, baie keer in ons lewe, het ons eerder kies om die moeiliker pad te stap as die maklike een, want ons weet, ons gaan meer groei in die moeilike pad. Help en groei stap dus so saam met mekaar. Jabes se gebed is een van die beste plekke waar ons dit kan leer. Sy gebed van help laat ons groei. Hy bid tot die Here en sê, Here, help my om my grondgebied te vergroot. Help my om seën te wees vir ander. Jesus se gebed, die aand voor sy kruisiging, Here, help my, en dan die wonderlike woorde na dit, maar nie u wil nie, maar myne. Geliefdes, ons kan maklik 'n resep vir angstigheid en slapelose nagte en bekommernisse, ons eie probleme, ons kan maklik daai resep wat ons nog altyd gevolg het, volg. Of ons kan sê, maar miskien is daar 'n ander manier. Miskien is Jesus se manier, en Paulus se manier, en Jabes se manier. Iets anders, want ewe skielik maak ek nie meer net op myself staat nie, ewe skielik is die pyltjies wat so na my toe wys, draai dit na buitekant toe, want ek sê, o Here, help vir my. Ewe skielik hang alles nie meer net af van my nie. Staan en val alles nie net by my nie. Maar ook na iets buite onsself. Na die vertroue en die wete dat God vir ons gaan sorg. Deur vertroue en gebed kan ons al ons bekommernisse op die Here werp en weet dat hy iets met dit kan doen. Dat met sy wil die regte dinge sal gebeur. Beteken dit die wêreld gaan verander na al ons versoeke toe? Nee, dit gaan dalk nie. Maar God kan ons verander, omdat ons harte infiltreer word met sy liefde, deur te help te sê, deur te bid, beteken dit, ons maak ons harte oop vir groei. En wanneer ons op daardie plekke kom, kan ons oor enige iets bid. My finansies, Here, help my om wys op te tree. My werk, Here, help my om kollegas beter te verstaan. My gesin, Here, help my om meer betrokke te wees. Ander mense, Here, help my om hulle raak te sien, om met sagter oë te kyk. Help maak dat ons groei. Dit maak ook dat ons gebed miskien verander. Geliefdes, help is 'n versoek wat groter is as onsself. Wanneer ons daai petisie rig, dan weet ons daar's groter magte wat ons kan voorsien, wat ons kan help. Help is 'n poging wat ek aanbied om te sê, Here, ek het self ondersoek gedoen en dis waarheen lydenstyd ons roep. Ek het self ondersoek gedoen en ek weet, hierdie gaan ek nie alleen kan doen nie, ek kort U by my. Help is om waarheid in die oë te kyk en te besef, dit was nie 'n teken van swakheid nie, dit was die teenoorgestelde. Help is dis ons belydenis om te sê, ek kan nie alleen nie. Dis ons geloofsbelydenis om te sê, o Here, ons weet dat U wel kan. Amen. Op die regte tyd vir my stem heeltemal ingee. Kom ek gee vir ons 'n oomblik van stilte.